ons wees eerlik, ons leef in 'n wêreld waar jy nie sommer meer vertrou nie. Nie politici nie, nie banke nie, nie instellings nie, selfs nie altyd mekaar nie. Ons is moeg vir leë beloftes, vir agendas wat agter glimlagte skuil, vir leiers wat net hulle eie mag en rykdom bou. Welkom by die Sepcast, die plek waar ons geliefde stories op hulle koppe draai, waar ons kyk na wat die geskiedenis dalk oorgesien het en waar ons nuut ontdek en saam groei. Hierdie week in Markus 1 vers 15. En dan kom Jesus, nie met 'n swaard nie op 'n troon van goud nie, maar met woorde. Die tyd het aangebreek, die koninkryk van God het naby gekom. Verander jou denke. Nou daardie laaste sin, verander jou denke, is die woord in Grieks metanoia. En dit beteken nie net sê jy's jammer nie, dit beteken dink weer, hersien, herbesin, heroriënteer. Jesus sê, herbesin aan wie jy jou lojaliteit gee. Want daardie mense in Galilea, hulle het al hulle lojaliteit gegee. Hulle moes. Aan Rome, aan keisers wat nie hulle mense was nie, wat belasting gevat het sonder genade, wat afgode geëis het, en dan kom Jesus en sê, ek bring 'n ander koninkryk. Dis gevaarlik, dis radikaal, dis revolusionêr. Dis nie net 'n geestelike idee nie, dis 'n politieke uitdaging, want as Jesus koning is niemand anders dit nie. En hier is wat hy doen, hy roep jou nie net om iets te glo nie, hy roep jou om aan iets te behoort, aan 'n koninkryk, aan 'n nuwe manier van leef, en hy sê, kies nou. Jy kan nie twee konings dien nie. Dis ongemaklik, want ons hou van beheer, ons hou van selfbeskikking, maar die waarheid is, jy gaan altyd aan iemand lojaliteit gee, al is dit net jouself. So laat ek jou vandag vra, wie kry jou lojaliteit? Is dit 'n politieke party, 'n selfbeeld, 'n bankrekening? Is dit 'n verhouding waarin jy hoop vind, 'n beheersdrang? Of is dit Jesus, die koning wat dien, wat gee, wat liefhet, sonder voorbehoud? Dis maklik om 'n liedjie te sing, die Onse Vader, maar is iets anders om regtig daardie koninkryk te leef. Jesus sê, moenie bekommer oor wat jy gaan eet of aantrek nie. Dis nie omdat dit nie saak maak nie. Dis omdat in 'n koninkryk met 'n ware koning word daar gesorg. Maar jy moet besluit, gaan jy vertrou, gaan jy herbesin, gaan jy jou lojaliteit skuif? Want Jesus vra nie net vir jou geloof nie, hy vra vir jou trou. Tot môre, mooi loop.